Die skaduwee van die Romeinse wag val oor die perkament, terwyl Paulus se pen oor die papirus gly. Hier in sy gehuurde kamer in Rome is hy vasgeketting, maar nie vasgevang nie. Hy kyk op na die stukkies blou lig deur die venster. Hy dink by homself, dieselfde lig hang oor Efese, 'n mengpot van volkere en tale en gelowe. Om hierdie rede is ek, Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus ter wille van julle heidene. Die woorde vloei maklik. Hy dink aan die Griekse handelaars in Efese se markplein, die Egiptiese seemanne by die hawe, die Romeinse amptenare in hulle wit togas, almal buitestanders van die verbond met Israel. Vroeër as die ywerige fariseer Saulus, sou hy hulle vermy het. Nou skryf hy aan hulle. Aan my is hierdie genade gegee om aan die nie-Joodse nasies die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. Die ketting om sy pols ratel teen die vloer terwyl hy 'n oomblik wegkyk, sy gedagtes terug by daardie dag op die pad na Damaskus. Die stem wat gevra het, waarom vervolg jy my? Die stem wat hom later sou stuur, gaan na die heidene toe. Deur openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak. Hy onthou die verslae gesigte van die heidengelowiges in Efese, mense wat nog nooit die tempel in Jerusalem sou kom betree nie, toe hy verduidelik het dat hulle nou net so deel van God se huisgesin is, soos die Jode wat vir geslagte lank gewag het op die Messias. Dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus. Die wag skuif ongemaklik. Hy verstaan nie dat die gevangene wat hy oppas, se woorde eendag selfs die keiser se paleis sou bereik nie. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee. Paulus se oë rus 'n oomblik op die kettings. Dit was die roeping om die goeie nuus na die heidene te neem, wat hom hier gebring het. In die strate van Efese het hy hulle gesien. Die towenaars, die afgodsdienaars, die soekers, almal nou geroep na die tafel van dieselfde Vader. Hy sien hulle gesigte, Trofimus, Tychicus, heidene wat nou broers is, mense wat nooit die tempel sou kom betree nie, maar wat nou self tempels van God is. Daardie genade was groter as die ketting om sy pols, sterker as die mure van Rome, wyer as die kloof wat vir eeue tussen Jood en heiden gestaan het. Rome het hom toegesluit, maar kon nie die boodskap keer nie. Die geheimenis het versprei, van stad tot stad, van hart tot hart. Ek hoop vanoggend dat hierdie teksgedeelte in Efesiërs regtig lewendig sal word vir jou. Ek dink ons kan so lekker in emotions wees van dis die Bybel, maar ek wil graag hê dat hierdie dokument, hierdie brief wat Paulus geskryf het, regtig lewendig sal word en so ook die res van die Bybel vir jou vanoggend. Ek onthou toe ek musiek gaan studeer het in 2008, nadat ek teologie gestudeer het, dis eintlik 'n vreemde roete, so ek het na skool teologie gaan swat, en dan word jy nou hoogheilig, en ek was nie altyd hoogheilig in my lewe gewees nie. Ek het redelik droog gemaak, maar die Here het my lewe kom red in matriek, en my hele lewe het omgekeer. Ek begin teologie swat, en wat word jy as jy 'n teologiese student is? Jy word 'n fariseer, jy word een van daai tipe mense, en so het ek ook een van daai tipe mense geword, maar die Here daag my uit om te gaan musiek studeer, daar tussen die heidene op die TUT campus. Was julle al ooit in Sunnyside se TUT campus? Dit is willer as die Wildtuin daarso, nee. Die polisie kom eers daar nie, maar anyway, ek gaan swat musiek daar vir 'n jaar, ek het jazz gaan swat daar vir 'n jaar, en ek maak toe vriende daar. Daai jaar het ek regtig, na ek teologie geswat het, ek hierdie passie om die wêreld te bereik vir die Here. Min het ek geweet hoe lyk die wêreld. Kyk, Hans gebruik houtlijm vir hulle hare, en is dreadlocks en al wat die ding is, volksvreemd. Ek kom hier van die Kalahari af, ons ken nie sulke goed nie.
Anyway, maar daar's ek en een van die ouens nooi my na hulle housewarming party toe, nee. Kyk, ek dog, okay, 'n bietjie vriende maak hier in Pretoria. Julle maak stop haas met my karretjie voor die huis, maar die huis maak so. Nee, die rook trek so by die vensters uit. Ek dink, Here, waar is ek nou? U moet my help. U moet my lei en wysheid gee in hierdie situasie. Nou is ek daarin en die manne kuier en dit gaan groot en ons staan daar om die vuur en een van die ouens wat ek nou al bietjie mee bevriend is, ek weet hy kom van Johannesburg af, hy daar groot geword, nie in 'n Christelike huis nie, ken nie die Here glad nie in 'n Christelike huis groot geword nie, inteendeel, hy was van ouderdom 15 af, was hy uit sy huis uit, moes hy sy eie pad vind en hy toe 'n jazzmusikant al van 15, 16 af in klubs begin speel om geld te maak om te oorleef en homself deur die skool te sit. Maar dit was hierdie ou se storie en ek staan daar saam met hom en hy sê, Roan, ons gaan gou 'n bietjie 'n draai stap. Ek dog, wat is ons vrouens? Stap self 'n draai. Ek meen, ek gaan nie saam met jou draai stap. Nee, hy bedoel toe, hulle gaan gou 'n bietjie 'n draai stap aan die veld. Hulle wil nou nie die ou se huis by wie ons is blootstel vir die polisie nie. En anyway, daar stap ons nou maar. Ek moet nou besluit, gaan ek nou saam stap of wat? Ek stap toe nou maar saam. Daar's ons in die veldjie. Nou staan ons daar in die veldjies, 'n klomp stoute tieners en so kom die joint nou so om. En hy kom maar by my en ek sê, nee, dankie, ek het opgehou en dan gaan hy aan. Maar dit is nie eintlik waar die storie gaan nie. Die storie gaan daaroor dat ons stap daar weg en ek en hierdie ou begin gesels. Hy vra vir my, hoekom ek nie dit, ek sê vir hom, ek het opgehou en ek doen dit nie meer nie. En jy weet, daar begin 'n gesprek. En soos wat ek oopmaak, nie in detail nie die Here het my gered en verlos en nou moet jy ook jou lewe vir die Here gee. Niks sulke dinge nie. Net my storie begin te vertel waar ek was en ek het opgehou. Net dit. En hy begin oop te maak teenoor my, maar jy weet as iemand met jou oopmaak dat jy weet nie eintlik hoe, dis awkward. En hy maak oop en hy sê vir my, Roan, ek het laasweek is ek positief getoets vir HIV. Ek weet nie of iemand dit al ooit met jou gedeel het nie. Niemand het tot op daai punt al ooit sulke nuus met my gedeel nie. Dis 'n swaar nuus. En dis 'n swaar nuus om te ontvang vir hom, maar vir my ook. Ek weet nie wat om daarmee te maak nie. Maar die Here het my gehelp om 'n pad saam met hom te stap, deur die moeilike tye daai jaar, deur die lekker tye ook, maar om 'n pad net saam te stap. En ek het 'n geleentheid gekry nader aan die einde van die jaar, waar hy weer my uitgevra het oor my storie. En ek het 'n geleentheid gehad om saam met hom te bid. En hoe die Here ook begin werk het in sy lewe. Maar dis vir ons baie keer moeilik, nê? Waar begin ek? Ek weet jy gaan nie nou vanaand na, moet asseblief nie na housewarming party toe gaan nie. Dis nie wat ek bedoel nie. My storie is ekstreem. Ek weet, ek daag jou nou nie uit om dit te gaan doen nie. Dit was vir my vir daai stadium in my lewe, maar jy werk saam met mense en jy weet nie hoe om die mense te hanteer nie. Jy leef saam met mense en jy weet nie hoe om die mense te hanteer wat dalk nie glo wat jy glo en sien soos wat jy dit sien nie. En dan vir ons as Christene raak dit 'n gewoonte later om net die mense wat nie glo of saamstem in gesprekke waarmee ek ignoreer hulle net. Dis net makliker, dis bloot makliker om die mense net te ignoreer. Maar totdat ek en jy weer die Nuwe Testament gaan lees en ons sien weer Jesus se storie en ons sien weer hoe Jesus was 'n brugbouer, nie 'n muurbouer nie. Die Fariseërs het mure gebou, die Jode ook. Reg oor die eeue het die Jode mure gebou rondom hulle om ander mense wat nie glo en dink en praat soos hulle nie weg te hou. Maar Jesus kom en hy bou brûe. En dis vir ons moeilik. Dis vir ons moeilik om dit te verstaan. En hy bou brûe tussen sondaars en heiliges. En hy bou brûe tussen die armes en die rykes. En hy bou brûe tussen hierdie mense wat glad nie eers glo nie. En ons lees dit nie altyd so nie, maar ek gaan jou help om dit mooi te verstaan vandag ook. Efesiërs 3. Kom Paulus en jy het nou daai mooi gedig ding geluister wat ons geskryf het, maar hy skryf oor hierdie passie wat binne in sy hart is, van hoe hy Jesus gesien het, hierdie skeidsmure afbreek, nou oor grense. En hy skryf, ek lees vir jou Efesiërs 3 vers 6, hy sê, die geheime plan, en dis waar ons vandag wil praat, is dat die nie-Joodse nasie, deur Christus Jesus, saam sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde liggaam is, saam deel het aan die beloftes, wat op grond van die goeie nuus verkry word. Uit genade het God my die gawe gegee, om 'n dienaar van hierdie goeie nuus te word. Aan my, die heel onbelangrikste van God se mense, is hierdie genade gegee om aan die nie-Joodse nasie die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. En hoe bly is ek nie dat hierdie waar is, dat ek 'n ou wat hier in Pretoria bly nou of in Vryburg groot geword het, ook as 'n heiden, as 'n nie-Jood, die goeie nuus kon deel maak van my lewe. En dan vers 9.
Ek moet dit vir almal duidelik maak hoe God, die skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer wat nog altyd verborge was. Hierdie geheime plan van die Here was nog altyd daar. Ons sien dit nie, ons lees dit nie raak altyd lekker in die Ou Testament nie. Maar die Here het gekom, hy het nie die eerste keer in Johannes 3 vers 16 gesê, ek wil my seun stuur om die wêreld te verlos en te red nie. Nee, Genesis 12 ontmoet ons 'n ou met die naam Abraham. Abraham het nie in 'n Christelike huis groot geword, julle. Inteendeel, hy het ook nie in 'n Joodse huis groot geword nie. Sy pa het afgode aanbid, die son en die maan en die sterre, ek weet nie wat nog alles nie, maar hulle het dit aanbid. Die afgode van daai tyd geaanbid. Sorry, ek wil net seker maak julle is wakker. En die Here kom in Genesis 12 en hy roep vir Abraham en Abraham se lewe draai om en hy sê vir hom, ek gaan jou nou seën sodat jy 'n seën moet wees vir die nasies, nie vir jouself nie, vir die nasies. Ons lees dit weer in Jesaja 48. Ons lees dit hoe hy sê, ek wil vir julle 'n lig maak vir die nasies, sodat julle my redding kan vat tot die uithoeke van die aarde. Dis in die Ou Testament. Sorry, ek sal 'n bietjie rustiger raak. Dis in die Ou Testament. Dis die goed wat al reeds gebeur het, die Here van die begin van tyd af. En net goed, dit wat Matteus 5 sê, dat julle is 'n lig vir die wêreld. Wat hy weer in Matteus 28 sê, wat hy sê, julle moet gaan en maak disippels van al die nasies, tot die uithoeke van die wêreld. Dit was die Here se plan van die begin af, maar die probleem is, nes die Jode, het hulle vergeet van die plan, begin mure bou rondom hulle. En dan ontmoet ons die Fariseërs, en hulle bou die mure nog hoër. En dan kom Jesus en hy breek hierdie mure af. En hy wil iets doen vir die wêreld, hy het 'n boodskap vir die hele wêreld. En ons geneigtheid is, om net weer ons uitwaartse fokus te draai inwaarts. Ek is heilig, en ek's veilig, en ek's okay. Solank ek hemel toe gaan, is dit laas keer daar gepraat, is ek fine. Maar die Here daag ons uit om 'n uitwaartse fokus te hê. So ek wil jou vat na 'n bekende Ou Testament verhaal toe. Bekend, jy het hom dalk al gelees 'n keer, maar onbekend in die detail dalk, en ek gaan dit vandag vir jou mooi inkleer en mooi skets. Maar hierdie verhaal van Naaman, ek weet nie wie van julle almal, ons gaan hom lees nou. Maar Naaman se verhaal in die Ou Testament, 2 Konings 5, is 'n mooi illustrasie van God se liefde wat Jesus kom doen het selfs in die Nuwe Testament. En dit wys vir ons nie net wat Jesus kom doen het nie, maar dit wys ook vir ons waar ons moet wees, wat ons mee moet besig wees en wat ons moet doen. So in 2 Konings 5 ontmoet ons hierdie ou Naaman. Is hy 'n Christen? Glad nie. Christen nog nie bestaan nie. Was hy 'n Jood? Nee, glad nie. Hy was 'n heiden. Hierdie hele hoofstuk word gededicate aan hoe die Here 'n heiden se lewe omdraai, wat glad nie deel is van Israel nie. En ek lees dit vir jou. Naaman was die koning van Aram se bevelvoerder. Aram, net vir jou idee te gee, Aram, Damaskus, dis 'n heidense plek, hulle aanbid die god Rimon, ons kom nou daarby, maar hy was die bevelvoerder van die leer. Hy was 'n belangrike man en hoog in aansien by die koning, want die Here het hom, hoor hierdie ding, dit was vir my so confusing toe ek lees, want die Here het deur hom groot oorwinnings aan Aram gegee. Maar hy aanbid aan die Jahwe nie. Hoe die Here hierdie groot goed deur hom gedoen? Dis 'n vreemde stukkie hierso, ons gaan nou kom by dit. Hoewel Naaman 'n magtige krygsman was, nou ek wil stil staan by daai woord, hy was 'n magtige krygsman in Hebreë sê, Ish Gadol, sê dit bietjie al die manne, net die manne saam, Ish Gadol, 1, 2, 3, Ish Gadol, okay, Ish beteken magtige, okay, Gadol, Ish beteken man, Isha beteken vrou, Isha, okay, maar Ish is 'n man, magtige man, Gadol, magtige vegter, Gadol, okay, so hierdie ou was 'n Ish Gadol, ons gaan dit nog 'n paar keer sê, maar hy het melaats gehad. Die Ish Gadol wat melaats het, is 'n vreemde ding, is 'n kontras wat hier binne in hierdie storie besig is om te gebeur. So hy wil ontslaa raak van hierdie melaats wat hy toemaak en wegsteek, en hy wil nie hê sy vyande moet dit sien nie, want hy's 'n Ish Gadol. Die Arameërs het strooptogte in die land van Israel uitgevoer en 'n jong Israeliese meisie gevang. Hoor die impak wat 'n jong Israeliese slaaf meisie het in hierdie huis. Hoor hoe skyn sy haar lig. Sien hoe skyn sy haar lig aan die uithoeke van die wêreld. Mense sou sê sy's 'n slaaf in 'n vreemde land. Nee, sy dink sy's 'n lig vir die nasies. Alright? Sy sê sy het die diensmeisie van Naaman se vrou geword.
want hulle het strooptogte gehou en hulle het hulle gevang en hulle is nou slawe. Sy het vir haar meester gesê, as meneer, vir die Ish Gadol, as meneer, hy moes baie moed by mekaar geskraap het, as meneer net na die profeet in Samaria, belangrike woord daar, ons gaan nou weer terugkom na hom toe, sal hy hom van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het die koning gegaan en die koning gaan vertel wat die meisie uit Israel gesê het. Nou sê die koning, gaan gerus, sê die koning van Aram. Wat was die koning van Aram se naam? Ek gee vir jou vinnig detail. Ben-Hadad. Ben-Hadad, dit klink sommer volksvreemd. Anyway, Ben-Hadad die derde. Ek sal 'n brief skryf wat jy vir die koning van Israel kan gee. Naaman het toe gegaan, hy het 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere saamgevat. Nou ChatGPT sê dis omtrent $5 miljoen. Ek glo hom nie, maar goed, kom ons sê dis miljoene. So hy vat hierdie magdom van geld en rykdom saam met hom. Hy het die brief aan die koning van Israel gegee. Dit het gelei: ek stuur my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe, sodat jy hom van sy melaatsheid kan gesond maak. Nou kom ek wys gou net vir jou kaart daar, dat jy net lekker georiënteer word. Sien julle daar regs bo is Damaskus? Dit was Aram. Aram, Damaskus. Okay, wat is die koning se naam? Ben-Hadad. Wat beteken Ben-Hadad? Ben beteken seun. Hadad is 'n ander woord vir Rimon, seun van God. Hierdie ou was 'n seun, die derde, Ben-Hadad, die derde, 'n derde seun van die God Rimon. Hy het homself ook gesien as 'n tipe van 'n God, hierdie koning. So in daai tyd was sekere areas het sekere gode aanbid. Dit weet julle, né? Sekere areas sekere gode aanbid en die koning het daai naam gedra. Dis wat hier gebeur. Nou kom ons by Israel. Jy kan sien waar Israel min of meer is. Daar's 'n koning met die naam Joram. Maar hy dra ook sy God se naam, né? Yahweh. Yahweh, dit sê Yahweh is glorified, verhewe. Yahweh is verhewe. So dis hierdie twee koninkryke te mekaar, nie net fisies nie, maar ook hulle het verskillende gode. En hierso kom hy nou met 'n brief aan by Joram. Wie's Joram? Hy dra die naam van God. Wel, hy's veronderstel om die naam van God te dra, maar hoor wat was sy antwoord? Toe die koning van Israel, dis nou Joram, dit lees, het hy homself ontstel sodat hy sy klere geskeur het en gesê het, hierdie man stuur 'n melaatse na my toe om hom gesond te maak. Is ek dan God wat kan doodmaak en lewe kan gee? Kyk, hy soek moeilikheid met my. Is dit nie ironies, toe die nasies na hom toe kom, toe verteenwoordig hy God verkeerd. Is dit nie ironies dat die heidene meer geloof het in Yahweh as die koning van Israel? Hy het nie meer geloof nie. Hierdie ou bring oor die $4 miljoen saam met hom, want hy weet hy gaan gesond word as hy gaan. Hy glo nie in Yahweh nie. Hy's 'n heiden, maar hy het meer geloof as die gelowiges. Ons sien dieselfde ding gebeur as jy die evangelies lees en jy sien hoe die Romeinse offisier na Jesus toe kom. Hy's nie 'n Christen nie, hy's 'n Romeinse offisier, hulle glo in verskillende gode. Hy sê, Jesus, ek het gesien wat jy doen, as jy net kan 'n woord spreek, dan sal my diensknegt gesond word. Jesus sê, daai Romeinse offisier, hy het nog nie sulke groot geloof in Israel gesien nie. Dit beteken, hy downplay, hy sê eintlik dat die Jode het nie geloof nie. Maar hierdie heiden, hierdie ou van buite af, hy het meer geloof. Dis dieselfde ding wat hier gebeur. Elisa, die man van God, het gehoor van die koning se reaksie en stuur toe vir hom 'n boodskap en sê, hoekom is hy so ontstel? Stuur Naaman na my toe, dan sal hy agterkom dat daar 'n ware profeet of 'n ware God is in Israel. Naaman het met sy perde, nou hier is 'n bietjie van 'n komieklike prentjie wat jy moet sien in jou kop. Hy het met sy perde, hier kom Naaman, Ish Gadol, met sy perde, dis in daai tyd tanks, né? Ou wat daar bo op die tanker sit, gereed om te skiet. Hier kom hy aan en hy hou stil by hierdie simpel plaashuisie van Elisa. Elisa sit daar binne, nie buite op die stoep eers, hy sit binne en drink 'n koppie tee. Dis sommer in my eie woorde, hoor. En hy stuur 'n boodskap. Hy gaan nie eers uit om die Ish Gadol te ontmoet en aandag te gee aan die Ish Gadol nie. Hoor wat sê hy? Maar Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Hier is die tanks, hier is alles hier buite, die perde, die strywaandes, hulle wag daar buite sy huis. En hy stuur vir hom hierdie boodskap. Gaan was jou 7 keer in die Jordaanrivier. Dan sal jou liggaam herstel en jou melaatsheid sal gesond word. Hierdie ou is ontstel. Hy sê, maar Naaman het baie kwaad weggegaan, want hy het al TBN gekyk en het al gesien.
Dit moet geswaai word. Nee, ek spot sommer. Dit sê nie regtig so nie. Ek het gedink, hy sal uitkom en my ontmoet, en ek het verwag, hy gaan sy hand oor my melaatsheid swaai, en die naam van die Here sy God aanroep, en so my gesond maak. Hy verwag hierdie groot ding moet gebeur, want hy is 'n Ishgadol, iets groots moet met my gebeur. Kan nie die Jordaanrivier wees nie? Is die Abana en die Parpar, dis nou nie Braai en Abana nie, dis 'n rivier daarso in Damaskus, nie beter riviere as die riviere hier in Israel saam nie? Hoekom kan ek my nie in een van hulle gaan was en gesond word nie? Nou Aman het toe omgedraai en woede weggegaan. Nou kom ek wys net gou vir jou lyk daai riviere. Ek was nou al daar in Israel. Ek wil jou nou nie ontmoedig van 'n Israel toer nie, maar dit was regtig die laagtepunt van my van die Israel toer toe ons daar aankom, want hierdie riviertjie wat hier deur vir die Glen loop, die Moreletta spruit, is nicer as die Jordaan rivier. Ek weet nie wat is die big deal, maar kyk, hier Suid-Afrikaners, ons moet daar gedoop word daar in die Jordaan, maar dit is so 'n modder ding. Dit lyk regtig so 'n modder ding. As jy nou in 'n goeie tyd van die jaar kom, dan is daar nou 'n bietjie minder modder, maar ek weet dis magical en dis die Jordaan rivier en Jesus is daar. Ek weet, maar as jy hom op die oog af kyk, dis regtig nie iets significant nie. En die Parpar en die Abana, dis mooi riviere. So hierdie ou besef nie, maar dat Jahwe, God, ons God, het 'n manier om ons lewens te verander deur klein goedjies. Klein goedjies. As ek dink waar my lewe radikaal verander het, was dit nie hierdie massive groot goed, iemand dit hier oor my kom swaai en blaas, ek weet, is nice, maar omgeval en 3 bommeltjies teruggemaak en toe verander my lewe nie. Dis wat ons graag wil hê moet gebeur, want daar's niks verantwoordelikheid aan my kant nie. Maar kom ek sê vir jou waar my lewe verander het. Toe die Here vir my gesê het, Roan, hier is die eerste doek wat jy moet ruil van 7000. Ruil daai doeke. En dit was maar net die eerste kind, toe die tweede kind. En die Here het begin werk in my lewe aan my geduld. Hy het nog baie werk om te doen, maar daai doeke het gehelp. Dit het begin help. Wanneer ek begin tyd van my tyd afgee, aandag afgee aan iemand wat onbelangrik is. Wanneer ek begin tyd spandeer met iemand wat onbelangrik is. Daai klein goedjies, dis wat jou lewe verander. Ja, ek weet die boeke sê jy moet gaan na die ouens toe en yster slyp yster en gaan na die naaste ouens toe en hulle sê dit is ook waar, ek stry nie met jou nie. Gaan kuier daarso by die ouens en leer by hulle, dis reg. Maar partykeer die grootste goed wat my en jou lewe verander, is regtig die klein goedjies, die insignificant goed, die goed wat die wêreld sê is insignificant, het die geneigtheid om ons lewens te verander, die klein goedjies, om jammer te sê. Dis partykeer, dit is 'n klein dingetjie, né? Iemand kom eendag na my toe sê, ja, my vrou, hulle het nog eintlik was verloof daai tyd, sê nee, sy het 'n probleem, jy weet, ek sukkel om jammer te sê, maar dit is so 'n klein dingetjie. Dat ek net sukkel om jammer te sê. Kan sy nie maar net oor dit kom nie. Sê ek vir hom, ou maat, maar wat is die groot goed? Dit is 'n groot ding. So die klein goedjies, insignificant goedjies. Okay. Daarom dat trots en hoogmoed ons nêrens bring. Kom ons lees verder. Maar sy amptenare het probeer om hom net rustig te maak en te oortuig en gesê, meneer, as die profeet gesê het dat hy een of ander moeilike ding moet doen, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy sê, gaan was jouself en jy sal gesond word. Naaman het toe afgegaan, ek sien sommer hoe knorrig is hy met sy tanks, rol daar af, wil lus om iets te skiet, sy Ishgadol, na die Jordaanrivier toe om 7 keer in die rivier gewas te word, ek dink hy het meer gestink nadat hy in die rivier was, soos die man van God hom beveel het, toe word sy vel gesond soos die van 'n jong seun, hy was volkome genees. Miskien lê ons verandering en genesing, dis die eerste les wat ons hier leer, in die eenvoudige, klein goedjies wat ons ignoreer. Nou Aman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe. Hy het voor hom gestaan en vir hom gesê, nou weet ek dat daar geen God in die hele wêreld is behalwe in Israel nie. Onthou, hierdie was 'n groot gedagte, want hy het geglo soos enige die dominante manier van dink in die wêreld op daai stadium was dat elke area, hulle praat van gelokaliseerde gode, localized gods. Elke gedeelte, elke grondgebied het sy eie god gehad. So was dit in Aram gewees met die god Rimon. Maar Egipte het hulle eie god gehad. En elke plek waar jy gekom het, was daar hierdie verskillende gode. So as jy deur gereis het soos Naaman gemaak het, dan sou jy maar net eer gebring het aan daai god en aangegaan het. En eer gebring het aan die volgende god en dan aangegaan het. Maar daar was hierdie klein groepie mense in die wêreld gewees op daai stadium, wat die Jode was, en hulle was die eerigstes wat geglo het, daar's net een God. Daar is nie klomp gode nie. Daar's net een God. En dit was die begin van wat ons ken as westerse manier van dink dat daar net een God is.
Dink gou vir 'n oomblik as jy 833 jaar sou aanblaai. Ons is hier in Samaria, daar's 'n profeet Elisa, ons blaai gou in die Bybel net aan 833 jaar, waar kom ons op? Weer in Samaria, weer 'n profeet. Wie is die profeet? Jesus. Hy staan voor 'n Samaritaanse vrou. En wanneer jy daai gedeelte lees in Samaria, dan moet jy eintlik vir jouself sê, waar nog in die Bybel praat hulle van Samaria? Waar is daar nog 'n profeet? Want dis hoe hierdie skrywers geskryf het, die goeds gekoppel aan mekaar. En Jesus kom daar, sy is 'n Samaritaan, heiden, outcast, buite, nie 'n Jood nie. Die disippels kies om Samaria te loop, Jesus kies om in Samaria deur te loop. Na hierdie persoon toe, hy ontmoet daar hierdie vrou. En dit is 'n significant storie, want Jesus het die heel eerste keer in sy hele bediening, vandat hy op aarde was, het hy die heel eerste keer in sy lewe bekend gemaak dat hy die Messias was aan 'n heiden, aan 'n Samaritaanse vrou. 'n Vrou wat nie 'n Jood was nie. Nie eers 'n man nie, jy sê tog hy moet aan 'n man dit sê. Nee, hy het nie. 'n Samaritaanse vrou wat hy daar ontmoet. Sy gee vir hom water. Nou het hulle hierdie gesprek wat gaan oor waar aanbid ons aanbid daar op die berg en julle aanbid daar in die tempel. Hoor julle? Weer plek, weer 'n stuk aarde, weer 'n stuk grond. So dit met ons ook begin gebeur. Dis heiliger op hierdie plek, nee, dis heiliger. En wat antwoord Jesus al? God is gees. God is oral. Die kerk of die werk, dis dieselfde. Dis nie meer heilig hier as wat dit heilig is op 'n ander plekkie. Jy's nie meer heilig wanneer jy jou vuilgoedsak uit die asdrom uithaal en gaan weggooi, uitsit, as wat jy in die kerk staan met jou hande in die lug. Dis nie meer heilig hier nie. Maar vir een of ander rede dink ons dis meer heilig hier. Dis meer heilig hier as dat ek môre met die kinders in die kar ry skool toe ry. Heiligheid het niks te doen met 'n spesifieke ligging nie. Dit het alles te doen met waarvan ek bewus is. Kyk vir Moses, hy loop daarso en dan brand hierdie bos, dis 'n heilige oomblik. Bosse het heeltyd gebrand in die woestyn, maar toe daai bos brand, toe besef hy, hier's iets anders. Dis waarvan ek en jy bewus is. God is gees en God is alomteenwoordig. Dis die tweede ding wat ons leer by hom. Nou weet ek dat daar geen ander God in die hele wêreld is nie behalwe in Israel. Aanvaar asseblief my geskenk. Waarop Elisa sê, baie dankie, nou is ek ryk. Nee, maar Elisa antwoord hom en sê, so seker soos wat die Here leef, hy vir wie ek dien, ek sal geen geskenke aanvaar. Julle, dis 'n klomp geld daai. Ek beloof jou, dis okay van jou om te sê, nee, die kerk moet daai geld wegwys as die geld ooit nie na die kerk toe kom. Maar kom ons praat oor jou besigheid. Sal jy ooit hierdie geld, hierdie geleentheid wegwys? Hoor wat gebeur hierso met Elisa. Hy sê, Naaman het daarop aangedring dat hy die geskenk moet vat en Elisa het geweier. Naaman sê toe vir hom, as dit u wil is, neem asseblief, en hy het nie toegelaat nie. Sal u toelaat dat ek 2 myl vragte grond kry om saam met my te vat, voordat ons by die grond kom. Die rede hoekom hy hierdie geskenk nie wou aanvaar het nie, want God se genade, Jahwe se genade is nie te koop nie. Kan nie dit koop nie. Kan nie redding koop nie. Kan nie verlossing koop nie. Al die ander gode wou gehad het jy moet hulle aandag, hulle tyd, jy moet hulle koop. Jy moet vir hulle iets offer, jy moet iets vir hulle bring. Nie by Elisa nie. Elisa het gesê, hierdie is verniet. Vir Naaman is dit vreemd om met hierdie klomp weelde hier aan te kom. En te sê, hy het iets ontvang vandag by die Here, en die Here soek niks terug van hom. Want die Here soek 'n persoonlike verhouding met hom. Naaman sê toe, hoor wat sê hy toe? Hy sê, as jy dit dan nie wil neem nie, laat my toe dat ek 2 myl vragte grond kry om saam met te vat. Van nou af sal ek nooit weer 'n brandoffer of ander offers aan enige ander God bring nie, net aan die Here. Wat wil hy maak met die grond? Dit klink regtig nie lekker nie. 2 emmers grond. Nou wil hy terug gaan Aram toe, dan wil hy daai grond daar gaan uitgooi. Dan wil hy bo op daai grond staan wat van Israel afkom. Dan wil hy sê, nou gaan ek Jahwe aanbid, want die grond is gekoppel aan die God. Dis hoe hulle geglo het in daai tyd. Waar jy nou dink, dis lekker grond, dom, nê? Maar, wag 'n bietjie. Ons dink ook so. Ons dink nou nog ook, dis heiliger hierso. Dis heiliger op hierdie stoel. Julle, dit is hierdie blou stoel 'n korte revamp. Ek bedoel, daar's niks heilig aan hierdie blou stoel nie. Ek beloof jou. Waar jy is nie heilig nie. Die Here is alomteenwoordig. Dis wat ons hier leer. Nou die derde punt, die Here wil hom gebruik. Maar mag die Here my vergewe ten opsigte van hierdie een ding. Hoor hierdie vreemde ding wat nou gebeur. Wanneer my heer die koning Ben-Hadad, die seun van Hadad, Rimon, die god Rimon, die seun van Rimon, ingaan in die tempel van die god Rimon. Ek sê vir jou, jy sal nie daar aangaan nie, hoor, jy is te bang. Om daar te aanbid en op my arm leun
So die koning sou ingaan, dan moet Naaman reeds daar hurk, en dan kom die koning in en dan steun hy op hom om te buig voor die God Rimon, om daar te aanbid en op my arm leun, mag die Here my vergewe wanneer ek ook moet buig in die tempel van Rimon. Hoekom sê hy mag die Here my vergewe? Want ek wil nie meer hê die mense moet sien dat ek keer dit goed nie. Jy het dit al beleef? Waar is die tempel van Rimon? Dis dalk jou werkplek. Dis dalk waar jy werk, tussen die mense waar jy is. Jy staan daar en hulle praat daarso en die ouens is besig om daar te praat en neer te praat op iemand, sleg te praat teenoor iemand. Jy wil nie dit goedkeur nie. Dis hoekom hy sê, mag die Here my vergewe as ek daar in daai gesprek is. Wat doen ek as ek daar in daai kringetjie staan en daai papegaai slaai kom maar om? Wat dink ek? Keer ek dit goed dat ek daar is? Keer my teenwoordigheid dit goed? Dis waarmee ons confused is, julle. Dis hoekom ons onttrek. Dis hoekom ons mure bou. Dis hoekom ons heilig en veilig is. Wil nie meng met die semels nie, want die varke gaan my opvreet. Daai tipe houding het, want ons dink ons gaan dit goedkeur. Wat is Elisa se antwoord op dit? Hey, turn or burn, brother, jy moet nou besluit. Jy moet 'n besluit neem hier vir die Here. As jy nie staan vir ietsie, sal jy val vir enige iets. Nee, lekker. Kan ook daai preek as jy wil. Hy antwoord hom en hy sê vir hom, gaan in vrede. Shalom. Beteken shalom. Shalom beteken gaan en die Here gaan saam met jou. Waar jy gaan, ons God, Yahweh, is nie gebonde aan 'n muur of 'n stoel of 'n heilige plek nie. Ons God gaan saam met jou waar jy gaan. Shalom. Gaan en die Here sal saam met jou gaan. Ja, maar laat die tempel toe van Rimon gaan en die Here sal saam met jou daarin gaan. Maar sal die Here ooit in die tempel van Rimon ingaan? Hy gaan ja. Hy gaan ja. Roan, jy verstaan nie, daai werksplek van my is nie net die tempel van Rimon, hy is ook die tempel van Mammon. Gaan die Here ooit daar ingaan? Wel, jy's dalk die naaste wat daai mense ooit gaan kom in die teenwoordigheid van die Here. Ja, maar moet ek hier wees? Kan die Here my vergewe as ek hier ingaan? God gaan saam met jou waar jy gaan. Om Jesus te volg, lei jou na hierdie mense toe, nie weg van hulle af nie. En dis iets wat ons moet shift in ons gedagtes. Gaan, sê Elisa, en die Here sal met jou wees. Hoe gaan die koning van Aram ooit weet wie Yahweh is, as Naaman nie teruggaan nie? Hoe gaan hy ooit weet? Ek weet jy is dalk 'n prokureur en môre is jy in 'n morsige saak besig en of jy's 'n onderwyseres en jy het al vir jou man 3 keer gesê, luister, ons moet vir 'n ander job soek, gaan jy kinders doodmaak, kan nie meer nie, voel soos die tempel van Rimon as ek daar instap met die klomp demone hier om my. Maar hulle is dalk waarskynlik die naaste wat hulle ooit sal kom aan die Here as gevolg van my en jou teenwoordigheid daar met hulle. Eksodus 20 vers 7 is 'n interessante ding. Hy sê, jy mag die Here jou God, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Ons het altyd hierdie vers so in 'n enkelvoudige manier gelees, as ek dit so kan sê. Ons stuur dit gou die petisie om, teken hom net gou daar, dat hulle nie meer die naam van die Here op SABC sê nie. Teken ons nou daarso. So, en dis goed, dis ook deel van die vers. Maar hierdie vers, die naam van die Here ydelik gebruik, is nasa in Hebreëus. Dit beteken om iets te dra. Om iets te dra. Om die naam van God te dra. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Dis nie net meer lippetaal nie. Dis nou my hande en my voete. Ek verteenwoordig God. Dis wat die koning van Israel, Joram, verkeerd gedoen het. Hy het vergeet van nasa. Ek dra God met my. En ek en jy het hierdie verantwoordelikheid. Gaan in vrede. Ek en jy dra die Here waar ons gaan. Al is dit 'n morsige situasie, al is dit 'n situasie wat jy net van wil wegkom en ontslaa raak, en miskien is jy daar vandag, jy sê my werksplek is 'n goddelose plek, ek wil net daar uitkom en daar wegkom, maar hoe gaan daai mense ooit die lig van die Here sien as ons net wil wegkom? En ek weet dit is ongemaklik, en ek weet dit is sleg, en dit is nie altyd lekker nie. Ek wil afsluit met hierdie storie in Decapolis van Jesus. Jesus, hulle vaar oor die see van Galilea, en hulle kom daarso en hulle kry 'n man daar, wat ons ken as die besetene van Gadara. Maak nou nie saakie, maar hierdie ou is besete met 'n klomp demone. Niemand gee hom meer 'n kans nie. Daar's nie meer 'n plek in die samelewing nie. Hy bly, sê die skrif, hy bly sommer daar tussen die grafte. Almal het hom afgeskryf, die besetene van Gadara. Almal het hom afgeskryf. En Jesus kom daaraan,
En is weer eens, aan die ander kant van die see van Galilea is dit nie Jode nie, hulle aanbid Zeus, wat eintlik 'n verbintenis het met die god Rimon, nê? Hulle aanbid hierdie ander gode, maar Jesus vat sy disippels juis soontoe, aan die ander kant van die water, aan die ander kant van die Jode, en hy bereik daai wêreld. En hy ontmoet hierdie ou daar, en hierdie ou word gesond. Dalk het jy al die storie gelees. Die klomp demone is daar in die varke in en haas hulle af, die arme varkboer. En die varke wys ook vir ons, dat dit eintlik 'n plek is, waar die Jode nie was nie. Maar hier is hierdie besetene van Gadara, en hy word gesond. Hy word genees in die proses. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, en toe hy in die skei klim, dis Jesus, het die man wat van die duiwels besete gewees het, hom gesmeek, om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom nie toegelaat nie. Ons praat oor hierdie reeks wat sê, volg my. Die Here wil nie, ons moet hom net volg, net kerk toe nie. Hierdie ou het nie 'n kans gehad om in die skei te klim, terug te gaan na die heilige, veilige plek toe nie. Hierdie ou moes bly. Jesus het vir hom geweier. Jy gaan nie saam met my nie, broer. Maar wat het nou geword van die hele storie van disippels wat volg en ek moet leer by jou en waar's dit? Hy sê nee, hoor dit is nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig wat se groot dinge Jesus aan hom gedoen het en almal was verwonderd. 2 hoofstukke later sien jy Jesus kom weer in Decapolis aan. Markus 7, gaan lees dit. Dan sien jy, die mense ken vir Jesus. Mense is ontvanklik vir hom, want hierdie ou se getuienis het mense se lewens begin raak en verander. Hy kon maklik saam met Jesus hulle gegaan het, en heilig en veilig en bly weg. Hy het 'n impak gehad, dat daai hele plek verander het later. Dink gou vir 'n oomblik, jy's na Aman. Jy's terug huis toe, jy het gesond geword, jy's bietjie laat vir werk, want jy kom van ver, en hier is die koning, in die tempel van Rimon, hy sukkel om te buig, sien die koning af voor, hy draai buig voor die god Rimon, en hier kom Naaman, en Naaman kom kniel daar, en het gee geleentheid vir die koning om te steun op hom, te rus op hom, en ek kan nou sommer in die prentjie myself 'n bietjie inkleer, as jy my sal toelaat, en die koning kyk so na Naaman se gesig, en ek dink hy verloor ook sommer sy godsdienstigheid in daai oomblik en sê, wat het met jou gebeur? Dalk nog 'n paar ekstra woorde. Hoekom lyk jou gesig so? Jou melaatsheid is weg. Sy lewe het verander. Wat daarvan is ek en jy in ons tempels van Rimon kan ingaan? En sonder woorde, sonder baie praat, net kan serve. Net kan dien. En op 'n stadium, en dalk partykeer 8 maande, 9 maande later, sê ja, maar jou lewe het verander, vertel my. En daai geleentheid, wanneer iemand jou vra, dan te deel. Nie vroegtydig met jou kaartjie en jou papiertjie en jou Bybelvers en jou WhatsApps nie. Gee kans. Dien eers. Wees daar. Sien die verandering. Maak die verandering. Leef die verandering. Totdat hulle vra, hoekom is jy so anders? Dan is dit 'n geleentheid vir jou. Mag ek en jy weet dat die Here gaan saam met ons. Shalom. Gaan in vrede. Die Here gaan saam met jou. Die plek waar jy werk, die omgewing waar jy is. Moenie dink is die verkeerde plek vir jou nie. Moenie bid om maar weg te kom nie. En ek weet daar's sekere toksiese plekke en dis iets anders. Dit is iets anders. Dit is nie goed vir jou nie. Ek weet dis iets anders. Maar die normale omgang van mense wat nie die Here dien nie, julle mag ons se lig skyn. Stalkie naaste wat hulle ooit sal kom aan die Here, is jy daar met hulle. Ons gaan hierdie laaste lied sing. Ek wil hê jy moet net so bly sit. Luister na hierdie woorde. Hierdie lied sê oor te gee. Miskien is dit 'n geleentheid vir jou vandag om te sê, Here, nes na Aman se lewe verander het in die klein goedjies. Hy klein goedjies wat verander het, miskien kan dit verander in my lewe. Om te besef, Here, U is alomteenwoordig, en om te besef, U wil my gebruik, waar ek is, op 'n spesifieke plek, wil die Here jou gebruik, want ons dra sy naam.